Goedemorgen allemaal. Baie welkom in die tent. Dan begin ons nou met 'n reeks vandag. En ek het dit met baie reekse gesê. En dit is waar van baie reekse van boodskappe oor die algemeen. Maar hierdie reeks dink ek hier's 'n ander storie. Daar's stories wat ons afgespeel het sedert die begin van die mensdom, van die skepping. En die stories wat God interesseer, is die stories van jou en my lewe. En jou en my storie is nog besig om geskryf te word. God is deel daarvan. Maar dis uiteindelik jou en my storie. So mag hierdie reeks, mag dit die groot een wees. Die een waar ek en jy op 'n ander bladsy begin skryf. Aan die storie wat God vir ons wil gee. So kom ons maak ons oë toe. Elkeen rustig by homself. 'n Lekker diep asem en dan sit jy dalk net eers vir 'n oomblik. Sit net eers daar rustig. En dan sê jy vir hom wat nou in jou hart op. Here, dankie dat ons U kan aanbid vanoggend as die skepper van alle dinge. Ook as die groot outeur. Dat elkeen van ons wat hier is, of ons dit nou wil weet of nie, dat U die skrywer, die medeskrywer van ons storie is. En dat ons nie alleen is. En ek bid dat U met die volle seën sal kom om 'n nuwe vuur in elkeen van ons vandag aan die brand te steek. Dat U vir ons sal aanvuur om so besluite te neem en so na U en na die lewe en ons eie lewe te kyk, dat ons lewens, elkeen van ons, 'n legendariese lewe sal lei. Nie hierdie legendariese goed wat ons dink dit is, maar 'n lewe wat die moeite werd is om te leef. Dit vra ek in die naam van Jesus. Amen. Elkeen van ons se lewe, of jy dit wil weet, en of jy dit nie wil weet nie, of jy dit erken of nie erken nie, dit is in elk geval so. Elkeen van ons se lewe is 'n storie wat hom afspeel oor tyd. Dis 'n storie. As jy mooi daaroor nadink, het ons elkeen, daar's genoeg stories en hoofstukke in elkeen van ons se lewe. Daar kan 'n boek geskryf word. Jy dink dalk nie so nie, maar dink gou hieroor. Toe jy gebore is, op 'n sekere plek, in 'n dorp, in 'n huis, daar dinge gebeur, daar was mense. Goed het gebeur. Toe jy skool toe, daar het goed gebeur. Jy het sport gedoen, of jy het debat gedoen, daar's stories. Elke van gelukkig is daar stories. Jou storie. Jy was deel daarvan. Toe jy universiteit toe gegaan, hoërskool toe, jy sport gespeel, jy het dinge gedoen. Jy en ek. En daar was verhoudings, verskillende mense wat deel was van jou lewe en jy deel van hulle lewe. Daar het skrywe gekom na ander plekke toe, fisies na ander plekke toe beweeg. Van julle wat my ouderdom is, het diensplig gedoen. Dis 'n hoofstuk op sy eie daai. Jy het al jou boyfriend, het op daai stadium grens toe gegaan. Dis 'n storie op sy eie in jou lewe. Elkeen van ons se lewe is eintlik 'n storieboek. En die storie gaan aan totdat die slothoofstuk, die laaste woorde van die slothoofstuk van jou lewe en my lewe geskryf gaan. Jou lewe vertel 'n storie. En vandag is dit nog nie klaar. Nou wat het gebeur terwyl die storie geskryf is? Wel, jou eerste klomp jare het ander mense eintlik jou storie vir jou geskryf. Want hulle het besluite oor jou gemaak. Jou ouers en onderwysers en dalk 'n mentor of 'n afrigter. Hulle het die besluite gemaak en uiteindelik het hulle eintlik die storie vir jou geskryf. Het nie
soveel beheer daarop gehad, soos wat jy nou het. Want ek en jy skryf ons stories nou. En hoe skryf ons ons stories? Deur die besluite wat ons maak. Deur die goed wat ons kies. Skryf ons eie stories. Dink daaroor, jy besluit gemaak het dit 'n bepaalde rigting. Daar's bepaalde gevolge en dis die storie. En hierdie besluit wat jy gemaak het, hy lei in 'n sekere rigting. Nie daai rigting nie hierdie rigting nie, daai rigting. En dan maak jy weer 'n besluit en dis hoe die storie verloop van jou lewe. So dink so daaroor vandag. Die storie van jou lewe tot vandag toe is die som totaal van die besluite van gister. Jou storie, as jy nou terugkyk en 'n boek sou skryf, is die som totaal van die besluite wat jy gemaak het gister. Die res van jou storie van vandag af, of van enige dag, vorentoe, word bepaal deur die besluite wat jy vandag neem. Dit wat vorentoe gebeur, dit wat vorentoe geskryf word, is die besluite wat jy vandag neem. Ons lewe, die storie gaan oor besluite. So die vraag is, hoe gaan jy besluit? Gaan die res van jou storie lê? Wat gaan jy besluit? Want jy en ek is die outeurs, ons is die skrywers van ons eie stories. Nie omstandighede nie. Ek en jy skryf 'n storie, nie omstandighede nie. Ook nie die lewe wat gebeur skryf 'n storie. Want ek en jy, binne omstandighede en terwyl die lewe gebeur, wat doen ons? Ons neem besluite. Of ons neem nie besluite, as jy nie besluit nie met jy dalk moet besluit nie. So is die omstandighede nie. Dit kleur net ons storie in. Dit kleur dit in. Dit maak dit net ryker. En dan gebeur binne daai storie iets, maar ek en jy maak die besluit. So moenie langer omstandighede of dinge wat gebeur het in jou lewe, dit sê maar dis hoe my ding so geloop het. Dit is nie waar nie. Ek het mense in my lewe ontmoet wat uit die slegste, hartseerste, gebroke, stikkende omstandighede gekom het. Ander mense het hulle storie van hulle geskryf en het opgestaan. Daar was 'n besluit. Die omstandighede. Moenie jou storie vir jou skryf nie. En ook nie iemand anders nie. Ek en jy skryf self. En hier is die eerste belangrike ding. En dit is so mooi, dit is so kragtig. God, ons maker, het ons gemaak. En hy het vir ons hierdie kragtige, asemrowende vermoë gegee as mense om besluite te kan maak. Dink daaroor. Dis kragtig, dis asemrowend. Hy het die vermoë vir jou en my gegee. En ons moet dit gebruik. Ons kan dit gebruik. Sodat nie net my storie mooier en groter raak nie. Ook mense om my. Ek het die vermoë. Ek het die vermoë. God het dit aan my gegee. En ek moet dit, verskoon die Engels, ek moet dit celebrate. So ek en jy sit nou hier, basies vandag, en as 'n volgende bladsy wat ons wil omlaai. Dat is 'n nuwe deel van 'n storie wat ons wil skryf. As bladsy wat gaan volg. Nou die vraag is, ons sê dit besluite is keer. So die vraag is vanoggend, dis eintlik 'n heeltemal 'n logiese vraag. En dit is, hoe kan ek die regte besluite op die regte manier neem? Want ons sien, dit is 'n absoluut lewensbelangrike, toekomsbepalende ding, besluite wat ons maak. Baie van ons lewens is op 'n autopilot. Weet, daar gaan jy in die lewe, gaan jy aan, en so nou en dan draai jy die knop en dan gaan jy daar in. Jy laat nou maar toe dat die rekenaar program jou lewe lei. Dit is 'n vermorsing vir jou lewe. Vermorsing vir jou lewe. Jy het 'n toekomsbepalende, absoluut lewensbelangrike vermoë, en dit is om besluite te neem. Moenie ook dit doen vandag.
Twee. Eers, moenie nie kies nie. Dit het gesê, as jy nie kies nie, het jy ook gekies. Hier is 'n situasie, hier is die ding, jy kies nie, jy het gekies. Want daar gaan 'n storie geskryf word daar. Iets gaan lei op die ding wat jy nie besluit het nie. So dit help nie, jy neem jou besluit, dinge gaan nog steeds gebeur, dinge gaan nog steeds afspeel. En hier is 'n positiewe gedagte. Dink ek. En ek het dit in my lewe, dit is dit nou hier geskryf, maar iConnect, weet jy, ek het daai weke voor iConnect begin, ek meen, jy begin die ding van niks af, daar is nie denk, daar is niks, ek meen, en wat het my uiteindelik, dit was die Here wat het gedryf het, maar ek meen, ek het die keuse gehad, ek het gesê, nee, ek gaan dit nou los, ek meen, dit is nou baie mooi, lekker gedaan, ek los het nou, dit is 'n keuse. Die ding wat my gedryf het daai tyd, ek het myself gesê, ek het myself gesê, die gedagte by my opgekom, ek dink dis hoe God my gedryf het. Ek sal nooit weet, wat is op die volgende bladsy, as ek my omdraai. Ek gaan nooit weet, wat sal gebeur, as ek nie besluit om dit deur te voer. En dit het my op 'n manier bang gemaak. En dit moet jou bang maak. Dit moet jou bang maak. Wat kan nie alles wag op die volgende bladsy? En die volgende bladsy. So blaai om. Begin. En nou te sê, hoe is daar 'n manier? Hoe ons, is daar 'n metode? Is daar 'n bloudruk? Hoe kan ek en jy die regte besluite op die regte tyd, op die regte manier neem? Is daar 'n manier dat ek hierdie lewensbelangrike besluite op die regte tyd, die regte besluite op die regte manier neem, sodat die res van my storie mooier en groter en meer legendaries sal wees, sal eindig? Is daar 'n manier? En daar is, van wanneer dinge oor mense gaan, dan het God 'n hand. En dis nie antwoorde wat ons moet probeer aflei, of nou hier tussen die lyne probeer nie. Hy praat direk duidelik daar. En daar is 'n manier, ek en jy, op die regte tyd, die regte besluit op die regte manier kan. Maar dis heeltemal anders as wat ek en jy wil hoor. Ons wil dit goed hoor. So as jy ernstig is, dat die res van jou storie mooier en groter, beter, meer legendaries, dan moet jy dit nou maar op hierdie manier sien en doen. So hoe doen ons dit? Die eerste is, daar is net twee wat ek vandag oor gaan praat. Die eerste een is, in Samuel, 1 Samuel, ek het dit nie daarop nie, 1 Samuel 16 vers 7, so mense wat dit neerskryf, 1 Samuel 16 vers 7. Samuel word gestuur, hy moet die volgende koning nou gaan, wie is die volgende koning? Hy weet nie, hy weet nie wie dit is nie, maar op 'n manier word hy gelei na Dawid se pa se huis toe. En Dawid het 'n klomp broers gehad. En hulle was groot manne. Dawid is 'n seentjie, so hy is baie klein. Hulle het al 'n klomp goed gedoen hierdie broers. En jy sou verwag dat die volgende koning van Israel, dat hy, jy weet, ouers wat al 'n klomp dinge in die lewe gedoen het, om nou in hierdie groot pos in te stap. En dan sê die Here, dan sê hy, moenie na voorkoms of lengte of sulke goed kyk nie. Want die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die innerlike. Wat is ons vraag? Ons vraag is, hoe kan ek op die regte manier besluite neem? Want ons besluite het maar alles iets te doen met iets wat moet gebeur, of iets wat moet, jy weet, iets wat gedoen moet word. En hier val ons vas. Maar nou gaan kyk ons na die ding, die doen ding. Wat nou koop ding is, of dit 'n trou ding is, en of dit 'n wat ook al se ding is, beroepsding, ons gaan kyk na die doen. Maar God kyk heeltemal anders. Om die waarheid te sê, hierdie gedeelte en 'n hele klomp ander gedeelte, en 'n klomp gedeelte, dan preek ek te lank.
God stel nie soseer belang in die goed wat ons doen nie. Hy stel nie soseer dan belang. Hy stel belang wat binne in my gebeur. Terwyl jy lewe gebeur. Wanneer ek my besluite maak, is vir God baie belangriker. Wat gebeur binne in my? Het ek in hierdie besluit wat ek neem, terwyl ek die besluit neem, want nou beweeg in 'n rigting, gebeur daar iets meer binne in my, as persoon, my verhouding met God, om meer soos Jesus te word. Dis God belangrik. Nie die goed. Die goed kom, nadat jy hier verander. Ons wil nie dit hoor. Ek moet dit ook nie eintlik hoor. Maar as jy die girl gesien het, jy weet, jy wil met haar trou. En dit is nou die ding doen. Jy wil nou die televisie ding koop. Of die huis ding koop. En dan doen jy dit. En as ek nou weer kan sê, dit klink 'n bietjie te veel vir een dag. Of jy dit nou wil weet of nie. Selfs in die koop van goed, en die trougoed, en die beroepsgoed, en die studiegoed, en die wat ook al goed, is God betrokke in deel in jou lewe. En ek en jy het die vermoë, die natuurlike geneigtheid om na die doen te kyk, na die uiterlike ding. God kyk nie daarna. So hier is die eerste ding wat moet verander. Wat is die besluit wat jy moet maak? Wat is die besluit? Waarheen gaan hierdie ding? Wat gaan binne in my gebeur? As ek die ding gaan doen, as ek nou die huis gaan koop, dit kan dalk nou 'n klomp hartseer in my lewe bring. Want ek kan dit nie eintlik, man, ek wil die huis hê. Jy weet, hy het 'n kaggel, hy het 'n swembad, hy is naby die skool, hy is so pas uitgeverf. Dit is perfek hoe daar instap, toe weet ek, dis my plek. Die ding doen. Besluit wat jy maak. Jy besluit gemaak. En ongelukkig vir jou, het dit gegaan oor die doel, oor die uiterlike ding. En nou is jy 20 jaar of langer. Met jy verband het. Maar daar het elke klomp spanning tussen jou en jou vrou kom, en die kinders. Wat jy nie doen ding. Weet jy hoeveel druk sal van ons afkom? Hoeveel druk sal uit hierdie besluitnemingssituasies ontsnap, as ons so begin kyk na ons besluit. Maar nou hoeveel nie, jy weet hierdie goeders, dit is nie, hierdie, weet ek moet nou en ek moet nou doen en doen, dit verdwyn. Daar word nou ander vrae gevra. Die vrae wat ek vra, die manier hoe ek kyk na hierdie goed, is hoe God kyk. En ja, hy is betrokke in elke stukkie detail van ons lewe. Ek koop van huise en die kies van 'n vrou, selfs die kies van 'n kar. En ons weet dit is waar. Ons weet dit is waar. Wil dit nie hoor nie, maar ons weet dit is waar. Jy sou in jou lewe ontmoet het, ek het in my lewe mense ontmoet, wat die hoogste vlakke van sukses op jy weet, met ons maatstaf, mense maar, die hoogste sukses bereik het. Die meeste goed bereik het en gedoen het in hulle lewe. Die doen dit. Maar hier is ongelukkig bitter minder gebeur. En hulle is eintlik tragiese figure, hulle alles gehad. Alles gedoen, alles bereik. Hier niks gebeur. En dan kry jy die ander mense, ja, dis tragedie. Al woorde af. 'n boek geskryf, vol allerhande dinge. Maar leeg. En hy weet dit daai dag, wanneer hy besig is met sy laaste hoofstuk, dan weet hy dit. En ek en jy weet dit ook. En dan kry jy die ander mense wat weer eens volgens ons maatstawwe, hulle het maar so in die agtergrond geleef. Hulle het nie veel goed gedoen wat uitgestaan het nie. Maar oor tyd, het binne in hulle, daar het een of ander vorm van 'n wysheid, 'n insig, 'n rykdom, 'n diepte gekom. Beautiful mense.
Ek dink dat God vir jou en my, dat hy wil hê dat ons hierdie twee goed sal kombineer in ons lewe. Die res van jou boek wat geskryf word, dat al twee goed sal gebeur. Dat jy sal doen, nadat jy gevra het, wat gaan hier binne in my gebeur met hierdie besluit. Ek dink regtig, dit is wat hy vir ons bedoel het, want dit sal maak dat ons volledige mense sal wees, God volledig sal ontmoet, tydens, binne, na ons besluite, dit gaan vir ons net soveel meer volledige mense maak. So as jy die bladsy omblaai, vandag, hoe kan jy verseker, dat die res van jou storie op so 'n manier sal dit verloop, dat jy sal weet dis die regte besluit, op die regte manier geneem. Nommer 1, fokus op die woord meer as die ding. Die tweede ene, prakties, baie prakties, en kort. Jy moet jouself die vraag vra, hier is die besluit wat ek moet maak, en daar is altyd ten minste 1 of 2 opsies, so aan die begin is daar altyd 'n klomp, en dan sit jy gewoonlik met een van 2. Dan moet jy vir jouself vra, wat is my motief? Hoekom neem ek hierdie besluit en nie daai een? Wat is my motief? Spreuke 16 vers 2 sê, moet jy nie kan opsit. In sy eie oë is alles wat 'n mens doen reg, maar die Here ondersoek die gesindheid. Jy sien? Dis 'n flaw wat ons het. Ons is half gebore met die ding. Jy weet, ons dink en ons doen. Ons dink, ons doen dit, maar die Here ondersoek die gesindheid. So, wat is jou gesindheid? En ons moet dit weet, hierdie ding bring ons in die moeilikheid. Want ons is nie eerlik met onsself nie. Ons is so mooi, jy weet. Dit is raar mooi. Dit is so mooi geaardheid, jy weet. Wat dit ook al is. Wat is jou gesindheid? Wat is jou motief? Ons die natuurlike geneigtheid, hierdie ding laat ons val. Hoe gaan net volgende aan, Jan? Laat wat jy, dis direk, dis vers 2 en vers 3. So is nie dat ek 2 verse die loop, las het by mekaar nie. Laat wat jy doen aan die Here. Jy sien daar is die ding toe. Jy sien daar staan. Laat wat jy doen aan die Here oor. Laat hy die druk vat. Hy het gesê hy sal. Moenie jy die druk vat nie. Oor wat moet ek doen? Laat wat jy doen aan die Here oor. Dan sal jou voornemens geluk. Hoe duideliker wil ons dit nou hê? Hoe duideliker wil ons dit nou? Want sy eie oor is alles wat 'n mens doen reg, maar die Here ondersoek die gesindheid, jou motief. Laat wat jy doen aan die Here oor, dan sal jou voornemens geluk. Dinge sal reg vir jou uitwerk. Ek het 2 moderne weergawe, ek het op ons Facebookblad gesit van hierdie vers. En dit gaan so. Wie dan eers een? You can't get to the right place when you start with the wrong motives. Dis wat daar staan. Jou gesindheid is die regte. Jy kan nie by die regte plek uit. Jy skryf mos nou. Jy het nou besluit gemaak, dan word jy geskryf. Jy kan nie by die regte plek uitkom as jy met die verkeerde motief wegtrek nie. Volgende een. If you're driven by the right why, God will lead you to the right what. Daar staan dit. Praat van druk verlig. So om jou en my storie van nou af mooi en groot en legendaries verder te skryf, en die pen waarmee jy skryf, die ink laat vloei, wat die woorde laat uitkom, is ons besluite. Moet jy hierdie 2 goed weet. God stel meer belang in dit wat binne in my gebeur, as die doende. En die tweede ding is, vra jouself, wat is my motief? Gee dit vir die Here.
Gee dit vir hom. Hy sê dit dan nou hier, gee dit vir hom en hy sal dit ondersoek jou gesindheid en dan sê vir hom, Here, hier sit 'n tweede slag en dan sal die regte ding gebeur. Dan sal jou lewe mooi en groter, mooier en groter en meer legendaries verloop en eindig. Klink dit eenvoudig? Die lewe, hierdie lewe van jou en my. Ek en jy een, net een. Net een. En alle van ons wat hier sit, dis moet sit 'n paar jong mense ook. Julle het ook al uit geleef. Hoe wil jy hê met dit eindig? Wat moet daar staan? Ons almal wil dit hê. Maar nou weet ons sukkel, ons natuurlike geneigtheid om met hierdie twee goed te sukkel. So wat sê die teks? Bring dit vir die Here. So ek gaan nou vra dat ons elkeen rustig, ek gaan nie bid nie. Dat jy nou met die Here praat oor die besluit wat jy moet neem. Of die besluit wat jy rukkie terug geneem het en wat jy nou agterkom, dit was nou 'n stupid ding. Ek het nou absoluut dom. Dat die Here teken dit ook vir hom bring. En hy sal dit regmaak. So kom ons raak stil, elkeen by homself en dan praat jy met hom. Here, dit is maar weer dieselfde gebeur. En dit is dat u weet wat nou in elkeen van ons se gedagtes omgegaan het. Dit wat ons net die gedagtes wat ons gehad. En u het gesê, u het nou net in die teks weer vir ons gesê, wanneer ons dit net vir u gee, sal u nie net ons gesindheid ondersoek, ons regte gesindheid moet u gee nie, maar u sal ook help dat dit sal gebeur, die doen dit. Ek kom vra Here, help my vir ons om net hierdie eenvoudige ding te glo en te wag op U en dan te doen. Wat 'n wonderlike lied. Ek het nou toe ek nou weer staan, toe lees ek nou net hierdie ding, net 'n eentjie af in Spreuke 16 wat ons gelees het vanoggend. Maar die Here sê, as die Here tevrede is met 'n mens se lewe, laat hy selfs met mense vyande in vrede met hom lewe. Dat ek jy ons besluite op die regte manier, wanneer die tyd daar is, doen, volgens hierdie bloudruk wat God vir ons gegee het, dan is die vrede so, dat selfs jou vyande, hulle is lief vir jou. En dis wat God vir ons wil hê. Mag die Here vir jou seën, dat ek en jy van vandag af, wanneer ons blaaie omblaai, wanneer die woorde vloei uit ons penne uit, ons penne wat die keuse is, dat dit besluite sal wees wat na vrede sal lei, goddelike vrede. Amen.